Laasweek het ek by 'n paar fynduin restaurante geëet wat my nou nogals geïnspireer het en my laat besef het dat jy daai kos op die vuur ook kan maak. So vandag is dit putu-pap broodjies met hoenderfillets daarop wat alles op 'n groot wit bord gedrapeer sal word. Kan julle nou glo dat ek so iets gaan doen? So putu-pap moet gemaak word. Dit vat tyd. Ek het dit nie op die vuur gedoen nie, ek het dit wel op gas gedoen, so daar is vuur betrokke, maar lekker in 'n pot wat hy prut, stywe pap, soos ons hom ken, want ek gaan broodjies uit hom uitsny. So terwyl die putu-pap nou in die pot moet prut, gaan ek my hoenderfillets regkry. Ek hou mos van ietsie lekkers en ietsie spyserigs, so daarso is 'n lekker chili bite spice, ek kan dit aanbeveel as jy van iets gierigs hou. En dit met gesonde hoenderfillets. Nou hoe dan anders, het raak aan groente. En mamma gaan baie gelukkig wees. So daarmee saam het ek van my eie tuisgemaakte tamatie shibag gemaak. En dit het so 'n bietjie van 'n gekneusde ou chilietjie ook by betrokke. So 'n paar lae van hierdie heerlike fillets wat in die yskas gaan lê en later gebraai gaan word. Gaarpap na glasbak toe, styf gedruk om 'n brood te vorm. En dan vir die groot event van die dag, om 'n vuur te kan maak. En daarmee saam eie te braai op 'n lekker warm plaat. Dit is die garneersel vir die ete. Dis nou al donker, kyk hoe mooi. Nou gooi ek hierdie putu brood mooi uit op my pragtige snybord. Kyk net hoe mooi lyk daardie. En dan sny ek hom in lekker dik brood snye. Amper soos hulle sê herdersnye wat jy hom gaan sny. Daai pap is styf, so jy moet mooi sny, jy wil hom ook nie breek nie. Maar as die pap lekker styf gemaak is, dan gaan hy goed werk en hy gaan lekker uitsny. Kyk net hoe mooi het daai skywe gekom. Intussen tyd braai ek hierdie heerlike gespisseryde hoenderfillets. Hulle moenie heeltemal gaar wees nie. Hoender kan so sappig ook nog wees. Nie medium nie, maar sappig. Aan die ander kant het ek nou hierdie putu broodjies op die warm plaat gesit. My eie het pragtig bruin gebraai. En kyk net hoe lekker lyk hierdie broodjies nou. Dis tyd. Jy gaan tyd vat om hulle te braai, want hulle moet nou redelik, hulle moet eers warm word en hulle moet nie brand nie. En hulle moet heerlik bruin braai. En daar, jy kan hom seker op die oop koel ook braai, die gaan ons nog doen een of ander tyd. En dis mos nou Saterdag aand man. So hoor net daar die musiek in die agtergrond. Dit skep mos nou 'n atmosfeer wat jy vir lank gewag het. En dan is dit tyd om op te skep. En hier kom hy. Putu broodjie, bietjie eie, hoenderfillet en heerlike kaas daaroor.